OK, so vanmôre praat ons weer eens oor die wonderlike dimensie van die Heilige Gees en waar Jesus is en die dimensie, die vierde dimensie, die geesdimensie. Wat 'n wêreld is wat ons nie altyd mooi verstaan en ken nie en wat ons ook nie altyd beleef nie, jy weet. So toe ek nog jonk in die geloof was en het ek baie keer wonderlike teenwoordigheid van die Here beleef in my lewe van die Heilige Gees en dan is dit nie vir my lekker om weer terug te gaan skool toe nie, want ek is van jongs af het ek groot geword in die teenwoordigheid van die Here, maar dit was net in die kerk gewees en dit was nie vir my lekker gewees om uit die kerk te gaan nie, want dan moet ek weer skool toe gaan en dis hierdie ander wêreld, jy weet, die wêreld waarin ons daagliks is. Die sienwêreld, die voelwêreld, die emosionele wêreld, die wêreld waar daar swaar is, maar ook goed is. En dis nie 'n volmaakte plek nie. Dit was volmaak toe die Here dit aan die begin gemaak het, maar ons leef nie meer in daai volmaaktheid, want die mens het verval na 'n ander dimensie om vir homself dinge mooi te maak en om vir homself die gerieflik te maak. En dit het so mooi geword en so gerieflik op hierdie aarde dat ons nie meer uitsien na die hemel nie. As jy dink jare terug, was daar nie krane in die huis gewees. Die mense moes gaan water haal by 'n waterput of hulle moes 'n put grawe om water te kry. Daar was nie elektrisiteit nie. Daar was nie al die gerief wat ons gehad het nie. Mense moes vuur maak, mense moes gaan hout kap. En dit was baie swaarder geweest, maar die wêreld het hierdie driedimensionele wêreld het baie maklik en baie gerieflik geword. En aan die een kant is dit baie lekker en is dit wonderlik, want die Here het gesê ons moet oor die natuur heers. So is niks meer verkeerd nie. Maar die verkeerde daaraan of die negatiewe daaraan is dat ons so lief raak vir hierdie wêreld, vir hierdie waar ons vir onsself soveel gerief geskep het en in die stede beleef ou dit baie meer as wat jy daar op die platteland beleef, maar waar daar so baie gerief is dat 'n mens so gewoond raak daaraan dat jy nie meer nood 'n behoefte het aan die geestelike dimensie, aan die teenwoordigheid van God nie. Jy vergeet van God, want jy kan vir jouself dinge doen en jy leef in hierdie dimensie, maar tog met al die gerief en al die wonderlike dinge wat ons beleef en al die gemak wat ons het vandag, is dit soms net daai leegheid die binne in ons wat roep na iets wat werklik tel, daai geesdimensie wat God in ons ingebou het. En dit is wat Jesus kom lewend maak het vir ons, wat hy ons kom wys 'n mens kan op twee vlakke kan jy leef. Jy kan in die hemel leef en jy kan op die aarde leef. Maar die hemelse lewe is die belangrikste, die dimensie van die gees. En dis waaroor ek vanmôre wil praat. En verstaan my nie verkeerd nie. Ek sê nie you must be so heavenly minded that you are earthly no good. Maar as jy leer om in die geesdimensie te beweeg, om in die rivier te swem, dan dra daai krag jou in die geestelike dimensie, in die vleeslike dimensie, in hierdie drie dimensies. En dit vervul jou, daar kom vervulling, daar kom oorvloed, daar kom vreugde, dinge word makliker. En dit is waarna ek soek en dis waar ek die Here vra, openbaar hierdie dinge aan my sodat ek daarin kan leef. En ek het al so baie gepreek in my lewe daaroor, maar ek soek ook nog. Ek verwag ook nog. Eintlik soek ek nie, ek weet dis daar. Ek geniet dit, maar ek leer ook nog van die Here en dis wat ek met u wil deel. So vanmôre kyk ons na ons kyk gou na my PowerPoint. OK, ek gaan hom gou share. Daar laat ek hom net van die begin af. OK. OK, so hier hy. So ek sê Jesus kom en wys ons
hoe om te lewe in die geesdimensie. So in Johannes 8 praat hy en hy sê, en Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my Vader my geleer het, dit spreek ek. Hy sê, ek kom van die Vader af. Ek kom na hierdie aarde toe om julle bewus te maak, daar's 'n ander dimensie, die dimensie van die Vader, die dimensie van die hemel. Hy sê, en soos die Vader my geleer het, so spreek ek, en ek vertel vir julle van hierdie dinge. Hy sê, en wanneer julle my verhoog, wanneer Jesus verhoog word, wanneer ons hom aanbid en hom verheerlik, dan kan ons ook in daai dimensie in beweeg. Dit kom deur aanbidding. Dit kom deur prys en worship. Hy sê, hy wat my gestuur het, is met my. So daar's nie 'n skeiding wanneer jy die geesdimensie beleef nie. Daar's nie 'n skeiding van die Vader nie. So die Vader is met, hy sê, en die Vader het my nie alleen gelaat nie. So dis nie so daai gevoel wat ek julle nou van vertel het, dat jy was in die teenwoordigheid van die Here en dit was so wonderlike, dat ons het wonderlike tye beleef in dit, dat 'n mens nie daar uit wil gaan nie. Jy wil nie weer terugkom na hierdie ander swaar dimensie, die drie dimensies waar die swaartekrag is en waar jy soos 'n hoender moet spartel en spook. So, maar hy sê, maar die Vader het my geleer en hy het my gestuur en hy's met my. So daar was 'n eenheid van, jy kan God enige tyd beleef ook in hierdie drie dimensies. Jy kan die geesdimensie beleef en die vleeslike. Jy kan in twee plekke wees. En hy sê, hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. En terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Jy sien, hierdie mense het tot geloof gekom oor die dimensie waarvan Jesus praat. Maar dan sê hy oor die waarheid. Hy sê, en Jesus sê vir die Jode wat hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. So die woord is Jesus self. Hy is die woord met 'n hoofletter. En as ons in hom bly, dan bly ons in daai geesdimensie. En bly beteken to abide. Dis om te woon in daai dimensie. En jy sal sien later in Johannes gaan ons meer hiervan leer in Johannes 14, waar hy sê, die Vader en ek sal by julle kom woon en ons sal een wees met julle. Hy sê, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En hierdie woordjie vrymaak beteken om nie meer 'n slaaf te wees nie. Want op hierdie aarde, jy sal nou sien, as ons bietjie verder gaan, daar's twee areas, daar's twee vaders, daar's die slegte vader en die goeie vader. Die slegte vader het hierdie wêreld so verander met leuns. En nou kom Jesus en hy sê, ek wil vir julle die waarheid gee. Die waarheid is dat ons kan een met die Vader wees. En hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? So hulle weet nie wat is ware vryheid nie. Slawediens is nie vryheid nie. En ons was almal, toe ons onder sonde was ons almal in slawerny gewees. En dis waarvoor Jesus gekom het. Hy het ons op die slawemark kom vrykoop met 'n duur prys, sy bloed wat vir ons gestort is. En hy het ons kom vrykoop uit die sondemag en uit die mag van ons aardse vader, wat eintlik die duiwel is. Hy het ons kom vrykoop daaruit, sodat ons vry kan leef in die geesdimensie. Vader, Seun en Heilige Gees kan beleef en nie meer geskei is van God nie. Want jy sien, sonde het ons geskei van die teenwoordigheid van God. En dis hoekom God in die tempel was daar 'n gordyn. Niemand kon daar ingaan nie, net die hoofpriester een keer 'n jaar. Maar nou sê die woord van die Here, Jesus het gekom sodat ons ook die Vader kon beleef. En vir die eerste keer, hy het die Vader aan ons kom wys en openbaar. Hy het ons kom leer dat die Vader is nie iemand wat daar sit met 'n sweep, wat ons net altyd wil bykom nie. Die Vader
is liefde. Die Vader is so lief dat hy ons sy enigste seun gegee het, Jesus, om vir ons te kom wys hoe lyk die Vader. Hy sê ek kom uit die hart van die Vader. Hy was die hart van die Vader. Hy sê en as julle die waarheid ken, sal hierdie waarheid julle vrymaak van slawerny. So ons is vry van slawerny. Ons is nie meer slawe nie. En dis wat hy in die volgende vers sê. En Jesus antwoord hulle: voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat sonde doen, is 'n diensknegt van sonde. En hierdie, as jy nie vrygemaak is, as jy nie wedergebore is nie, dan leef jy nog as 'n slaaf van sonde. En die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. So ons is nie meer slawe nie, ons is nie meer diensknegte nie. En daarom kan ons in die huis van ons Vader kan ons bly. Ons is seuns en dogters van die allerhoogste God, gewas in die bloed van Jesus Christus, vrygemaak van slawerny, vrygemaak van sonde en veroordeling. En ons hoef nie meer klippe te gooi of ons te vergelyk met alle mense soos ons laasweek gesê het nie. Want hy sê, as die seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En daar's baie mense wat sê hulle is gelowiges, maar hulle beleef nie hierdie vrymaking nie. Want daar's nog 'n skuldige gewete. Hulle leef nog in onvergewensgesindheid teenoor hulle self. God het hulle lankal vergewe. Hy het hulle lankal vrygemaak, maar hulle beleef nie daai vryheid nie, want hulle het dit nog nie aanvaar nie. Hy sê as die seun, as Jesus ons vrygemaak het, sal ons waarlik vry wees. En toe sê hy, ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. So, wat Jesus vir hulle sê is, want hulle sê, ons is nie in slawerny. Hulle ontken dit. Ons is nie in slawerny nie. Hy sê, maar Jesus sê, as julle my woord nie glo nie, as my woord nie ingang in julle lewe vind nie, dan is julle nie die geslag van Abraham nie. En dis hoekom julle my om die lewe wil bring. En dan sê Jesus vir hulle, ek spreek van wat ek by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle Vader gesien het. So hier kom Jesus en hy sê, daar's twee vaders, my Vader en julle Vader. En hulle antwoord en sê vir hom, ons Vader is Abraham. En Jesus sê vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Jesus sê vir hulle, julle sê julle is kinders van Abraham, maar julle doen nie die werke van Abraham nie, want Abraham het geglo in God, en dis hoekom hy tot geregtigheid gereken is. Hy sê, maar nou probeer julle my om die lewe bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Hy sê, julle doen die werke van julle vader, en toe sê hulle vir hom, ons is tog nie uit onte gebore nie, ons het een vader, naamlik God. Hulle sê, ons vader en u vader is dieselfde vader. Jesus sê, nee, wag 'n bietjie. As julle vader, my vader dieselfde was, sou julle my geglo het. Maar daar's 'n verskil, julle het 'n ander vader. En dis wat hy sê. Hy sê hierso, okay, nee, ek wil net na die volgende een toe gaan. Hy sê, die duiwel is julle vader. En dis eintlik 'n verskriklike uitspraak. So Jesus veroordeel hulle nie. Hy sê, maar omdat julle nie in my glo nie, is julle nog steeds in slawerny. Is julle nog steeds, en julle het nie my vader as julle vader nie. Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Deur die oomblik, as jy Jesus aanneem, dan verander jy van die duiwel as jou vader, na God as jou vader. Hy sê, waarom ken julle my uitspraak nie? Omdat julle nie na my woord kan luister nie. So, mense wat nie na die woord kan luister, en wat Jesus nie kan aanneem nie, sit nog steeds in slawerny, en hy sê, in vers 44,
Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. En dan beskryf hy hierdie aardse vader. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af en hy staan nie in die waarheid nie. In hom is daar geen waarheid nie. Hy sê in hom is daar geen waarheid nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. En hier openbaar Jesus wie die duiwel is. Hy is die aardse vader. En die begeertes van hom is om die mense dood te maak. Hy's 'n mensemoordenaar. Hy's een wat al hierdie ellende oor hierdie aarde gebring het. Daar's geen waarheid in hom nie. Hy's 'n leienaar en hy kan nie waarheid praat nie. So hier maak Jesus 'n onderskeid tussen die hemelse Vader en hierdie vader wat die duiwel is. En dan kom hy en hy sê vir ons in Johannes 8 vers 45, maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. So waar lê die geheim om die Here as Vader te hê, is om in Jesus te glo. Want hy is die waarheid. Hy's die weg, die waarheid. Hy praat nie net waarheid nie, hy is die waarheid. En hy het gekom om vir ons te oortuig van sonde. As ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Jy sien hier's wat Jesus sê, waarom glo julle nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. En daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. So wat Jesus vir ons hier kom leer het, is hy kom uit die hemel uit. Dis die eerste mens wat 'n vleeslike liggaam gehad het, wat in die hemel ook was, wat met God ook kontak gemaak het, in die geesdimensie. So Jesus het in 2 dimensies geleef. Hy was hier op die aarde in 'n menslike liggaam, maar hy het kontak met die Vader gehad. Hy was in die teenwoordigheid van God te gelykertyd. En dis wat hy kom doen het. Dis hoekom hy genoem word seun van God, want hy was die modelmens van hierdie geestelike dimensie. En hy kom wys vir ons, dis moontlik om op hierdie aarde te leef, maar ook om kontak met die Vader te hê. Wanneer jy 'n kind van God is, dan is jy daar en hier. En dit gaan ek nou vir u wys. En dan kom hy en hy sê in Johannes 8 vers 48, die Jode antwoord hom toe en sê vir hom, sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duiwel besete is nie. Hy sê, u is duiwel besete, sê hulle. Die Jode, hulle sê vir Jesus, jy's duiwel besete, jy's 'n Samaritaan. En die Samaritane was geken as baster Jode wat afgodedienaars was. So was nie 'n suiwer nasie nie, maar Jesus het ook na hulle toe gegaan. Ons het gelees in hoofstuk 4 waar hy met die Samaritaanse vrou gepraat het en waar hy vir haar gesê het, as jy van hierdie water drink, sal dit word in jou 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Jesus sê antwoord en sê, ek is nie van die duiwel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek soek nie my eer nie, daar is een wat dit soek en wat oordeel. Hy praat van die Vader. En dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. Die oomblik as jy die Here Jesus aanneem, as sy woord glo, die waarheid glo, dan kom die vrymakende krag van God en hy herskep jou en dan word jy 'n lewende gees en daai gees kan nooit sterwe tot in ewigheid nie. Jy het alreeds die ewige lewe. Toe sê die Jode vir hom, nou weet ons dat u van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete en u sê, as iemand my woord bewaar, sal hy in die dood in der ewigheid nie smaak nie. Nou sê hulle weer, hulle kla hom aan, hulle gooi weer klippe. Hulle sê, u is van die duiwel besete. Hoe kan u sulke dinge sien? U praat nou van afgoderry. Is u dan groter as ons vader Abraham wat gesterf het? En die profete het gesterf, vir wie gee u uself uit? En dan sê Jesus die volgende. Hy sê en hy antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is.
Hy sê heerlikheid beteken doxa, dit beteken God se teenwoordigheid. Dis die doxa, dis die heerlikheid. Jesus sê ek verheerlik my nie self nie, die Vader verheerlik my. Die Vader verheerlik ons. Hy sê julle ken hom nie omdat maar ek ken hom en as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle 'n leenaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord. En Abraham, julle vader het hom verheug dat hy in my dag sou sien en hy het uitgesien en hom verbly. En dan sê hy, toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie en u sê dat u Abraham gesien het. En Jesus antwoord en sê, voorwaar en voorwaar, as Jesus sê voorwaar, dan moet ons ook luister. Voorwaar, hy sê ek neem 'n eed, ek sê vir julle, voor Abraham was, hoor nou hier, is ek. En daai het ek vir u gesê, in die Grieks is ego eimi, ek is. So wat doen Jesus hier? Hy openbaar homself as die ek is, wat God vir die Yahweh God, wat God vir Moses gesê het, toe God Moses vra, wie is hy? Toe sê hy, ek is wat ek is. Hier sê Jesus, ek is daai, ek is wat ek is. Ek en die Vader is een. Ek is verheerlik deur die Vader, omdat die Vader my verheerlik. En hy sê, en kyk wat sê hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig. So ons lees 2 keer van klippe optel. Eerste in hierdie hoofstuk. Die eerste keer toe hulle die vrou wou stenig en toe Jesus haar vrygemaak het van slawerny en haar 'n nuwe lewe gegee het, gesê, gaan jy in sondig nie meer nie. Nou tel hy selfe mense weer die klippe op om Jesus te stenig. Want jy sien, maar jy kan Jesus nie stenig nie, jy kan hom nie met klippe doodmaak nie. Kyk wat sê hy, maar Jesus het stilletjies uit die tempel uitgegaan en tussen hulle deurgeloop en hy het vertrek. So hy tussen hulle deurgeloop, hulle kon hom niks maak nie en hy vertrek. En kyk, ek gaan net nog 2 gedeeltes lees uit Efesiërs. Hy sê daar's 2 dimensies, die dimensie van die gees en die dimensie van die vlees. Hy sê in Efesiërs 2, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. En dan sê hy hierdie vers 6, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeu wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goeie tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, nie dit uit julleself nie, dit is 'n gawe, 'n geskenk van God. Kyk wat sê hy in Kolossense, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God is. Bedink die dinge wat daarbo is, nie op die aarde nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Halleluja. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sê jy ook saam met hom in heerlikheid, daar's doxa, geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, met ander woorde, ons is op hierdie aarde, ons leef op hierdie aarde, maar hierdie goed het nie meer mag oor ons nie, dis die sonde. Hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is nie, want ons lewe is verborge in God, in Christus Jesus. En as daai Christus lewe, dan word daai Christus lewe ook in heerlikheid in ons openbaar. Ek wil dit van toepassing maak, prakties. Ek loop hierso in, ek was toe ek verjaar het hulle my na Fourways Mall toe gevat en ook na die Mall of Africa, en ek wil vir u sê, ons op die platteland ken nie meer hierdie goed nie. Dis 'n ander wêreld. Die mens het vir hom 'n ander wêreld geskep, 'n wêreld van gerief, 'n wêreld van, en ek loop in daai Mall of Africa, 'n geweldige groot shopping center, en ek sien al hierdie goed wat om my aangaan, en ek word so
ongelukkig in myself, want jy weet, dis liggies en kersbome en al hierdie goed en musiek wat speel en mense wat praat en kindertjies wat huil en ander is weer bly en lag en skerts en so aan. En daar's niks meer daar verkeerd nie. Maar in dit alles ervaar ek 'n leegheid aan Christus. En ek sien hierdie leegheid en hierdie emptiness, hierdie behoefte wat mense het na die werklikheid. Want dit wat die vyand geskep het, dit wat die mens geskep het op hierdie aarde, is nie die werklikheid nie. Jy loop tussen hierdie mense, is daar soveel eensame mense, mense wat aan depressie ly, mense wat daai leegheid in hulle self het in hierdie Kerstyd, omdat hulle nie hierdie dimensie van die Gees beleef het nie. Omdat hierdie water van lewe nog nie binne in hulle gekom het nie. En ek loop daar in daai mall en die musiek speel en skielik toe sê ek, Here, ek is u kind. Ek dra Christus in my. Ek bring u heerlikheid en ek begin die Here loof en prys. In al daai geraas sê ek, u is die seun van God. U het gekom om ons vry te maak. Dis waaroor Kersfees gaan. Dis 'n Christusfees. Dit is die koms van Jesus na hierdie aarde. Dis nie die verheerliking van Kersbome en al hierdie goed nie. Ja, dit is mooi en alles maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor een. Christus in ons, die hoop van alle heerlikheid. Dit gaan oor dat Christus daai leemte in my kom vul. Ek is nie meer 'n slaaf nie, ek is 'n seun, ek is 'n dogter van die Allerhoogste God. Hy leef in my en ek het die ewige lewe en ek loop met daai fontein van lewe in my. En ek sê die volgende, U is die seun van God. U is die lelie van die dale, U is die blinkmôre ster, U is die skoonste uit 10.000. En ek begin die Here verhoog, ek begin Jesus oplig in daai mall en ek sê Jesus. En toe ek dit sê, toe ervaar ek die geesdimensie, toe ervaar ek Jesus met my. Net soos wat u en ek, daar ons sit vanmôre, ek sit hier in 'n woonstel, u sit daar in die woning of waar jy ook al is. Maar daar kan ons ook hierdie dimensie ervaar. Wanneer jy hom begin aanbid, wanneer jy hom begin loof en prys, dan ervaar jy sy teenwoordigheid. Dan ervaar jy die geesdimensie waar die engele is en waar hulle uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Halleluja. Ek wil hê jy moet die oë sluit en net vanmôre u hande ophef en sê Jesus. En as jy sê Jesus, dan gaan die oor van die aardse dimensie in die hemelse dimensie in en jy hom aanbid hom en jy loof hom. U is vanmôre wonderbaar. U is kosbaar. U is ons Vader, U is ons Here, U is ons verlosser, U is ons alles en ons aanbid U Here. Dit gaan oor Jesus. Jesus is die enigste een wat vir ons in daai plek kan inbring. En weet jy vanmôre, hy sê wanneer julle my verhoog, sal ek julle optrek na my toe. En dit gaan nie oor kerk of wat ook al nie, dit gaan om uit hierdie aarde te wees waar ons is, maar ook in die hemel, in hemelse plekke te sit en hom te beleef, in sy teenwoordigheid te beleef. Mag jy dit in hierdie dag beleef, mag jy in hierdie dag die heerlikheid van die Here ervaar, net daar waar jy is. Jy hoef nie eens iets te sing of worship of wat ook al nie. Al wat jy maak is, jy is reeds 'n gees, jy het die gees van die lewe in jou, jy het die Heilige Gees by jou, hoef hom nie te soek nie, hy's in jou. Christus is in ons is die tempel van die Heilige Gees, en daarom kan ons aanbid en hom loof en ons eer, en sy naam verheerlik in hierdie dag. Ek hoop vanmôre iets daar uitgekry, dat ons leef in twee wêrelde. Ons is met ons voet op die aarde, ons is ook met ons kop in die hemel, en ons woon saam met die Here, en daar's nie skeiding nie, ons is nie weeskinders nie, soos Jesus gesê het, ek is nie alleen nie, die Vader is met my. Dit gaan ons sien wanneer ons aangaan, van hoofstuk 12, hoofstuk 14, sal jy sien hoe kom hierdie dinge
alles soos 'n een legkaart in mekaar. Ek glo dat u hierdie week op Kersdag in hierdie week Christus sal beleef soos hy werklik is. Nie die babatjie meer in die krib nie, maar die een wat gekom het, ons verlosser, ons Here. Ons aanbid hom en ons prys sy heilige naam. Halleluja. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is, loof sy heilige naam. Amen.